Mense, ek wil net vir u vra. Ek het daar voor by die tafel by die ingang 'n paar klipbordjies wat jy jou naam en jou van en jou telefoonnommer en jou adres kan inskryf. En as jy voltyds by die gemeente is, ek wil graag 'n lys opstel van die gemeentelede, want ek is nog van die ou pastore wat glo aan huisbesoek. So ek gaan nie kom besoek, die herderswerk te kom doen. Die doelwit van ons gemeente, die eerste plek is om te evangeliseer. Die tweede plek om ons dierbares te leer. En die derde plek om ons mensies, ons skape op te pas. So as een verdwaal, gaan ek ook nie wegjaag en sê los maar nie. Ek gaan hom al, prys die Here. En dan is daar nog 'n plek wat ons ernstig oor is en wat ek hard aan wil werk, en dis liefdadigheid. Daar's baie dierbares vandag wat ons omstandighede in die land is nie vir almal so gunstig nie hoor. Daar's mense wat regtig nie kos het om te eet nie. Ek weet net nie van almal nie. So as jy van iemand weet, moet jy my laat weet, dan kan ons plan maak om daar te help. Ek is nie ou wat baie lief is om offerande op te neem nie, want 'n kerk moet die geld moet nie die hoofpunt in 'n diens wees nie. Ek is nie lief vir die geldbesigheid nie. Maar ongelukkig, as jy wil liefdadigheidswerk doen, moet jy geld hê, of iemand moet bydra kan lewer. As jy wil evangeliseer, dit kos 'n paar rand. Ek het nou 30 geheestokkies bestel van ergens af. My dogter het bestel van een of ander plek af. Hier in die dorp kos een geheestokkie, groot genoeg om 'n evangelie boodskap te vat, kos R99. As jy nou van oorsee af kry ek hom vir R36 vir een. Nou ek het 30 stokkies bestel en betaal. So, as ons wil evangeliseer, vra ek u, as jy die oggend kerk toe gaan, sê vir jou vrou of sê vir jou man, my man, waarvoor gaan ons vanmôre die R5000 te weeg gee? Dan sê jy vir hom, dis vir evangelisasie, of dis vir liefdadigheid, of dis vir die leringe. Ek het op die tafel agter dat ek 'n paar afskrifte gemaak het, dink daar seker so 20 of 30. Ons kan nou nie hierdie plek gebruik vir woordskool om u te leer elke keer die leringe te aan te bied nie. So ek gaan elke week 'n kort lering op my rekenaar tik en druk en vir u daar sit. Die lering wat vanoggend saam met u gaan is aanbidding. Wat is aanbidding eintlik en waaroor gaan dit regtig? Want as ons dit kan regkry, as ons die aanbidding kan regkry, is ons die wenspan. Want wie die woord van God sê in Johannes 4:23, God soek mense wat hom gees en waarheid aanbid. Dit is dan verskriklik dat God moet soek, nee. En ek vertrou dat God gaan vind hierso. Halleluja. Vertrou die Here gaan aanbidders vind hier. Amen. Amen. Baie dankie. Nou wil ek u bedien met die woord van die Here. Dit is nou amper 11:30. Ek behoort voor 12:30 klaar te wees. Prys die Here. As jy wil saam lees uit die Bybel, Johannes die 3de hoofstuk, sal ek baie bly wees as jy wil saam lees. Baie belangrike deel in die woord om te kan verstaan en te kan ken. Bring my jou Bybel saam volgende keer. Of as jy 'n Bybel het op jou telefoon, lees hom saam met my. Net nie WhatsApp kyk nie, of Facebook nie. Lees Bybel saam met my. Is jy reg, kan ek maar lees? Johannes 3de hoofstuk, vanaf vers 1 tot en met vers 6. Baie bekende gedeelte, ek dink almal ken dit. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, weer in die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. Wat uit die gees gebore is gees. Net eers tot daar. Ek wil waag om te sê vanmôre dat al die bekeerlinge in die kerke vandag is nie almal wedergebore nie.
Daar's 'n verskil van gered te wees en wedergebore te wees. Geredde mense gaan hemel toe almal. Wedergeborenes gaan in die koninkryk van God in. En in die koninkryk van God is daar 'n krag. 1 Korintiërs 4:20 sê, die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie. Dit is nie net 'n teorie nie, maar is 'n krag, is 'n waarheid, is krag. So as jy deel is van die koninkryk van God, het jy krag. En daardie koninkrykskrag, dis daardie koninkrykskrag wat my gesag gee oor die werke van die vyand. Dis daardie koninkrykskrag wat maak dat ek kan staan ten spyte van teekanting en stryd en probleme en al die storms wat die mense op jou wil aflaai. Ek weet, ek was iets wat ek vanmôre met my hele hart weet. Ek is nie die gewildste pastoor in die dorp op die oomblik nie, hoor. Ek weet dit. En sê, daar gaan Okai alweer, daar gaan hy. Sê, well, God bless you, ek gaan. Of jy dit daarvan hou of nie daarvan hou nie, ek gaan in elk geval, prys die Here. Maar weet jy, ek weet, mense se woorde, vernaam die mense wat in die koninkryk van God is. Sy woorde het 'n krag, waarteen jy moet waak met jou hele hart, jy moet wakker wees. Daarom wil ek vanmôre, met die krag wat ek in dieselfde koninkryk het, elke negatiewe woord, wat teoor hierdie nuwe gemeente gespreek is, kanselleer. Elke negatiewe woord, elke vervloeking, elke verwensing, kanselleer ek vanmôre met die krag van die koninkryk van God, want ek is gewederbaar deur die genade van die Here. Daar is jou baie vrae oor die wedergeboorte, en laat my toe om vanmôre net iets te lees. Matteus die 3de hoofstuk, ek wonder of jy sal saam met my blaai dan in Matteus 3de hoofstuk asseblief tog. Ek dink dis daar, die doop van Jesus. Ja. Dan vanaf vers 13 van Matteus 3. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En u kom na my toe. Maar Jezus antwoord en sê vir hom, nou moet u baie mooi let, die volgende stukkie, dat een ding wat baie u moet letterlik oplet. Hoor sê die woord. Jezus sê vir hom, laat dit nou toe, want so, daai so is beklemtoon met 'n omlaag, so skynstreepie op. So, as jy nie weet hoe nie, so word alle geregtigheid vervul. So pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal op hom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou Jezus sê, dis belangrik dat jy moet weet, so word alle geregtigheid vervul. Toe Jezus gedoop is, hy het nie nodig gehad om gedoop te word, maar om vir ons die weg aan te dui. Want as iemand gedoop word, moet hy voor die doop eers tot bekering kom en sy sonde bely. Is dit nie waar nie? As jy jou sonde bely het, is jy eintlik sonder sonde. Soos wat Jezus was. Jezus was gedoop sonder sonde. Die Bybel sê, hy was 'n mens net soos ons, maar sonder sonde. So hy het nie nodig gehad om gedoop te word nie, maar om vir ons die weg aan te dui. Toe Jezus gedoop word, toe uit die water uit opstaan, kom die gees van God soos 'n duif op hom neer. Dat is baie belangrik. Jy moet sonder sonde wees, dit beteken bekering. Dit beteken, jy moet gedoop word. Romeine 6:4 sê, die doop is eintlik die begrafnis van die ou mens wat tot bekering gekom het, wat afgesterf het. En dan moet die Heilige Gees oor jou vaardig word. Trouwens, ek lees in Kolossense 1, die 13de vers. Miskien moet ek dit maar net lees, dat u kan saam met my lees, anders dan dink jy dan ek vertel u nou 'n storieetjie. Ek het dit nou nie so lekker gemerk in my Bybel nie, dit maar so wat dit opkom. Kolossense 1, 13de vers. Halleluja. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, dis die bekeerlinge, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping.
Ek wil net ergens, ek nou 'n stukkie gemis hier, so ek dink ek het 'n keer 'n skrifgie aangehaal. Wat hy ons perseel het in sy, is dit Efesiërs 1:13, soos ek vra om verskoning, Efesiërs 1:13, wat ek kan toe is Efesiërs 1:13, daar is Efesiërs 1:13, vra om verskoning. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Die Heilige Gees is my waarborg, is my onderpand, is my waarborg, dat ek 'n erfdeel het in die koninkryk van God. As ek nie deel is van die koninkryk van God nie, het ek nie 'n erfdeel in die koninkryk van God nie. Romeine 8:14 sê, hy wat deur die Gees van God gelei word, hy is die kind van God. En sy kind van God is ook 'n erfgenaam van God, erfgenaam saam met Jesus Christus. Mense, ek wil vandag vir u sê, en die ore moet hoor wat ek sê, ek het daaroor gebid, vanmorgen in die voorvertrek gaan bid, ek kan nie sê die bidkamer, die was eintlik 'n koffieshop, maar in die voorvertrek het ek gebid, dat elke oor sal hoor wat die Here se woord vanmorgen sê. Dat die koninkryk van God is die belangrikste gebeurtenis van 'n mens om deel van te word, deur wedergeboorte. Jy kan nie soontoe daarheen emigreer nie. Jy kan nie met 'n paspoort ingaan daar nie. Jy kan nie met 'n kerk se lidmaatsertifikaatjie ingaan, sê ek is deel van hierdie kerk. Kerk met 'n groot naam, hulle kan hom met aanhalingstekens op agteraan sit. Sal nie help nie. Daai papiertjie wat die kerk jou kan gee, gaan nie help nie. Ek wil vandag vir u sê, ek praat nie teen kerke, my net reg verstaan. Ek is hier om kerke te veg nie. Maar as 'n misverstand wat mense kan dink, as hy in 'n spesifieke kerk behoort, is hy gered. Dis nie die waarheid nie, hoor. En al is hy gered, beteken nie noodwendig hy is deel van die koninkryk van God nie. En weet jy, my mening, en jy kan met my saamstem op en by verskil, dis die goeie reg. Suid-Afrika het die krag nodig van die wedergeborenes, die mense wat in die koninkryk van God is, wat verstaan om die krag van daardie koninkryk te gebruik. Ons kan as wedergeborenes, kan ons bepaal wie moet in die regeringsstoele sit. Nie 'n spesifieke party nie, maar manne wat God vrees. Want iemand wat God vrees en 'n bidder is, en kan hoor wat die Gees van die Here sê, sal die volk lei in oorwinning. Die rede waarom dit gaan, ek het eendag, net so voor die 24 verkiesing, het die Here met my gepraat, en ek het opgeneem op Facebook en gestuur. Ek weet nie of die manne daar boord gesien het nie, ek weet nie waarom ek dit anders in hier stuur nie. My dogter Eunice, wat nou nie hier is vanmorgen nie, het dit op hulle webtuiste geplaas, as hulle moet seker gesien het, waar ek vir die president geprofeteer het en gesê, die Here sê, omdat jy God nie in erkenning hou nie, het God jou oorgee in 'n slegte gesindheid. En dis waarom die land is waar hy is. Maar jy gaan nie jou termyn uit kan dien nie, omdat God jou gaan afhaal, omdat jy God in erkenning wil hou nie. Jy is besig met vrymeestelaars, ander naam bokreiers, besig met die duiwel, besig met voorvader aangees aanbidding, besig met bose magte. Jy erken God nie, daarom sal God jou afhaal van daai plek af. En ek kan vir u sê, dit gaan gebeur voor die volgende verkiesing van 29, gaan dit gebeur. As God jou gesê het, sal dit so wees. Tensy hy tot bekering kom en tot wedergeboorte kom, dan is daar 'n hoop vir Suid-Afrika. Al sou wie ook al nou president word. Sê God in erkenning hou nie, sal nie hou nie. Sal nie werk nie. Want weet jy, die koninkryk van God kan jy nie instap deur kerklidmaatskap nie. Jy kan dit nie instap met 'n matrieksertifikaat nie. Jy kan ook nie instap met 'n doktorsgraad nie. Ek hoor nou die dag van 'n jong man in ons dorp. Ken nog goed, ek was hulle jeugleier hier so in die dorp, toe was hy nog 'n jong seun. Hy's nou 'n professor in die teologie.
Ja, wel, prys die Here, is 'n pragtige titel. Ek weet nie wat gaan ek myself kan gee as 'n titel nie. Die hoogste wat ek so ver gekom het is om pastoor te word. Dis die naaste wat ek nog kon kom in 'n titel. Maar ek wil vir jou sê, as jy na die lewe kyk, weet jy wat? Die woord sê, Jakobus 2 hoofstuk, 7de vers, 8de vers daaraan. Hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwel glo dit ook. En hy sal nie gered word nie. Hy sê verder, as jy sê jy glo, en jy het nie die werke nie, beteken hy geloof niks nie. Weet jy dat, as jy sê is 'n kind van die Here, is een ding. Om te sê jy glo in Jesus, die duiwel glo ook aan hom, sê die skrif. Hulle weet dat hy die seun van God. As iemand weet dat Jesus die seun van God is dit sekerlik die duiwel. Maar hy het geen gesag oor hom nie. En nou sê die woord, in die koninkryk van God is ek in Christus. Jesus bid in Johannes 17. Hy sê, Vader, laat hulle een mag wees, soos ons een is. Ek in u en u in my, en ek in hulle. Die Jesus is in my, omdat ek en hy in dieselfde koninkryk is. Weet jy wat? In die koninkryk van God is dieselfde plek waar die troonkamer van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. Dis daardie plek. Ek wil jy nog eendag vertel. Jy dalk nie geweet nie, dalk weet jy geweet. Ek is dalk nou 'n bietjie dom om dit nou weer uit te vind. Dalk weet jy voor my geweet. As jy wedergebore word, as jy gered word, gewederbaar is, moet jy dink, jy gaan direk voor die troon van God lekker staan nie. Is 'n pad, as jy eens daar is 'n pad om te loop om nader aan God te kom. Trouwens, hy sê, nader tot God en ek sal tot jou nader. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Is 'n pad om te loop in die koninkryk van God. Moenie dink, as jy in die koninkryk van God deur die wedergeboorte sê, I have arrived nie. Yes, you have arrived, but you're far away. Jy is net in. Jy is net in. Daar is nog 'n pad om te loop. En daardie pad kan jy nie loop sonder die woord van God nie. Daardie pad kan jy nie loop sonder toewyding en gebed, waar jy waarlik God se aangesig soek, elke dag van die week, uur op 'n uur, elke dag, elke oomblik, besig om God se aangesig te soek, en om hom te aanbid. As jy dit nie doen nie, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Hoe nader jy aan die troon van God kom, hoe sterker werk sy gees en sy krag deur jou. Jy kan nie daar in die vlakte staan van die koninkryk nie. Verskoon dat ek nou so lelik praat van die koninkryk. Jy kan nie daar in die verre hoek staan. Weet jy hoeveel miljoene mense is daar in die koninkryk van God? Weet jy wat al afgesterf het, die wat nog vandag lewe? Daar's miljoene. Dit is 'n werk om naby God te kom. En ek wil vanmôre hierdie gemeente aanmoedig. Moenie dink ons is nou beter as enige ander gemeente nie, hoor. Jy het nie die beste pastoor in die dorp nou hier vanmôre nie. Ek gee nie om waar ek staan in die rangordes van die pastore met grade en geleerdheid nie. Dit pla my hoegenaamd nie. Maar ek wil vir u sê, dit gaan oor jou verhouding met God. As jy nader aan God wil kom, daar's net een pad. Dis die woord, word gehoorsaam aan die woord en word 'n bidder en bid elke dag. Ek het al so baie keer gespot en eendag te preek ek dit. Ek het 'n woordskool aangebied hier by 'n gemeente in die dorp. Gebedskool. En ek praat oor die gebed vir die ouens by die tafel sê, Here, ons vra die seën die voedsel, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Toe sê ek, is dan 'n skande. As die Here vir jou kos voorsien het, dan moet hy jou nog bly maak ook daaroor. Jy is nie jouself bly nie. Jy is nie jouself dankbaar nie. Die Here moet jou nog kom bly maak ook vir die kos wat hy vir jou gegee het. Dit is 'n skande, nee. En een ou broer in die gemeente, is 'n goeie vriend van my, hy is nie kwaad vir my nie. Hy sê vir my, eerlikheid, ou broer. Hy noem my nog Kai, want ek was saam met hom in die gemeente voor ek bediening toe gaan. Hy sê vir my, Kai, elke keer as ek vir die kos bid, dan lag my kinders vir my. Want dit is my gewoonte gewees om te sê, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Hy sê nou as ek bid, dan hak ek van, ek sê, maak my opreg dankbaar vir, ek is so gewoon vir soveel jare, hak ek vast, hy stikkel in om te praat, hy is so gewoon om te sê, maak my opreg dankbaar vir die kos. Nou mense val in so gewoonte in sy aanbiddingspatroon,
Mense val in so 'n manier van kerk hou. So, ek hou nie van hierdie kerk nie. Hy sê soos my kerk nie. Ek is nie soos u kerk waar u vandaan gekom het nie, of waar u nog steeds vandaan is nie. Ek is nie soos daai kerk nie. Alles hulle goeie mense. Alles jy die beste pastoor daar, en die beste ouderlinge, en die beste sustersraad voorsitster. Party het maar bietjie mekaar, maar nogtans, laat hulle eers daar bly. Al is jy waar, jou saak met God is jou persoonlike saak. Jy moet sorg dat jy wedergeboorte deelagtig word. Sê pastoor, maar ek is nog nie gedoop in die Heilige Gees nie. Ek kan jou ook nie doop in die Heilige Gees nie. Maar God kan jy doop in die Heilige Gees. Maar weet jy wat? Die Here doop die met die Heilige Gees wat gedoop wil word in die Heilige Gees. Want baie sê, nee, gaan my nie kry met tale te praat. Dit is die laaste ding wat ek sal doen. Ek sal nie in tale praat nie. Maar weet jy, ek lees in Handelinge 19. Kom die Here Jesus daar by die gemeente in Efese. Daar's 12 manne. En hy vra vir hulle, het al die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, ek het nog nie eens van die Heilige Gees gehoor nie. So dit is belangrik, 'n mens ten minste van hom moet hoor, dat jy begeerte kan ontwikkel om hom te ontvang. As jy nog nie van hom gehoor het nie, gaan jy nie op jou gedoop word in die Heilige Gees nie, want jy sê nie weet wat gaan met jou aan nie. Toe sê Paulus vir hulle, maar julle is gedoop met die doop van Johannes, kom ek leer julle die regte ding. En leer hulle van Jesus Christus, leer hulle van bekering, en hy lê hulle die hande op, en die Here doop hulle in die Heilige Gees, met spreke in tale, en hulle begin in tale praat en te profeteer. Want hulle het nie geweet nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, die Heilige Gees dooping is beskikbaar vir elkeen wat Jesus Christus aangeneem het as saligmaker. En as jy dit ontvang het, dan sê Efesiërs 1:13, verseël daar die Heilige Gees jou binne in die liggaam van Christus, as jy deel van sy koninkryk, as jy deel van sy koninkryk is, as jy deel van sy krag. Ons het nie nodig om soos 'n sukkelaar te lewe nie. Ons het nie nodig om soos 'n bedelaar te lewe nie. Ons het nie nodig om te sê, ag Here asseblief, Here asseblief. Hy gee ons gesag oor al die werke van die vyand. Lukas 10 vers 19. Geef jou gesag oor al die werke van die vyand. Ek is nie 'n sukkelaar nie. Dis hoekom ek nie daarvan om offerhande op te neem nie. Mense moet dink, hulle gee offerhande, en die pastoor daarom 'n salaris kan kry nie. Ek kry nie by u 'n salaris nie. Ek wil ook nie 'n salaris hê nie, of wil die geld gebruik om die werk van God te doen. Ek is dankbaar, ek het brood om te eet, ek het melk om te drink, ek het koffie om te drink, ek het 'n bed om te slaap, halleluja, en ek het 'n pragtige stort met 'n nuwe stortdeur, wat iemand vir my geskenk het. Halleluja. Ons het so 'n gordyntjie gehad by die stort. Maar wie lekker as jy nou stort, en die warm water kom, die lig trek op, hy gordyn trek so teen jou vas, hy koue gordyn. En dan voel Here, help ons met hierdie gordyntjie. Toe kom 'n broer, hy kom op my huis en hy gaan badkamer toe. Sy vrou kom, sê, pastoor, jy het nog 'n gordyn in jou stort. Ek sê, ja, ons het maar gordyntjie. Sê, nee, ek het 'n nuwe stort deur by die huis, hy's te klein vir my stort, of te groot vir my stort, ek weet nie. Ek gee vir jou, hulle kom laai maar af, Tommy het hom aflaai daarso. Tommy sê, pap, is dit jou oupa? Oupa. Ek dog, hy is nog jong, my broer, sê, ek is ook maar 'n ou man. Sê, die nuwe stort deur, so ek skuif deur 2 van hulle, hy trek ons so stuks toe. Ek het gesien, want die Here is my God. Hy is my voorsiening. Ek is deel van sy koninkryk. Wil jy nie ook daardie lewe hê waar dan niks meer jou kwel nie? Waar die woord van God vir jou werk. Die koninkryk van God word beskryf in die woord. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Matteus 13. Is daar 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel? Hy sê, dit is soos 'n saaier wat gaan, en die saai van die saad val in die harde pad. En hy verklaar daai gedeelte van die saad in die harde pad. Hy sê, dit is soos iemand wat die woord hoor, en dit nie glo nie. As ek dit vir julle lees, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Ek bid dat die Satan nie vanmôre se woord by jou kom roof nie. Jou lewe, hoor we nou, ek wil vanmôre oor jou woord van geloof uitspreek. Jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees na vandag, die 8de van Februarie in die jaar 2026 nie. Want die woord van die Here kom tot jou, en ek saai nie op harde pad nie. Ek weier om die saad van God op harde pad te saai. Hoor wat sê Matteus 7 vers 21, kan ek maar vir u lees. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in my
wat die wil doen vir my Vader. Net hulle wat die wil doen vir my Vader. Jy wat sê, Here, sal nie in my koninkryk ingaan nie, maar net hulle wat die wil doen van my Vader. Waar sy wil, hier is hy. Saam in die werking van die Heilige Gees. Dan sê die mense, pastoor, jy moet reg preek. Jy moet altyd 'n skrif in die konteks predik. Sê ek reg daar? Daar's 'n waarheid, is 'n waarheid. Of hy waar staan, as staan hy in Openbaring, of hy staan in Genesis 4, of Exodus 3, vers 12, wat ook al, ek noem dit sommer 'n teks op. As daar 'n skrif staan, wat God se waarheid is, en die Gees van God maak daai waarheid vir jou lewendig, of hy nou buite konteks aangehaal word, daai woorde wat daar staan, as dit die waarheid is, werk dit as die Gees van God vir jou lewendig maak. En ek wil hê maar dit mooi hoor. Moenie my sê, pastoor, ja, maar jy daai skrif hier nou. Hulle sê veral Lukas 10 vers 19, pastoor, jy moet hom in konteks aanhaal. Sê ek wel, al haal ek hom wat se konteks aan. Daar staan, ek gee vir julle mag oor elke werk van die Satan. Daar staan geskryf, is 'n waarheid, ek glo dit. Maar as ons die koninkryk van God is, as jy nie die koninkryk van God is nie, bid ek vir jou. So al wat ek jou vra vanmôre, as jy groot tot bekering gekom het, jy is groot gedoop, ek prys die Here, bid en vra die Here om jou te doop met die Heilige Gees. Ek het 'n getuienis van my kleindogter, Monique, daar sit sy. Sy red daar bly onder Natal op daardie stadium. En sy bid, gaan na 'n kerk toe, weet nie wat sy kerk was dit nie, en in die kar, by die huis, ry in die kar by die huis kom, toe doop die Here haar met die Heilige Gees, sonder dat iemand vir haar bid. Sê, God kan jou doop met die Heilige Gees, al bid die pastoor nie vir jou nie. Die Here gaan nie sê, ek wil jou nog vir jou 'n pastoor stuur. Maar ek wil net kyk, wat een is nou reg. Hy is 'n waardige pastoor, kry vir jou te bid. Nee, is nie die pastoor wat jou doop met die Heilige Gees nie, dit is die Here. Vra dit. As jy jou doop met die Heilige Gees, gaan jy verstom staan om te sien, wat se krag oor jou losgemaak dit word. Maar dit verklaar ek, broeders, 1 Korintiërs 15 vers 50, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Moenie dink jy is nou smart nie. Jy trek 'n mooi lang oorbel aan. Hoekom? Want ek is nou gedoop in die Heilige Gees. Ek kan my kop so swaai, dan maak my oorbelle so. Nee. As jy gedoop is met die Heilige Gees, is die krag van God wat op jou vaardig geword het. Vat dit, gebruik dit om die werk van God te doen. En ek wil nog ietsie vra, amper klaar. Eers ek preek lank vanmôre. Nou nog ietsie vra. Weet jy hoeveel mense in Witbank het nog nooit regtig die evangelie van Jesus Christus gehoor nie? Weet jy hoeveel mense sit by die huise wat op 'n tyd aktief in 'n kerk was, maar nie meer aktief is nie, vir watter rede ook al, omdat hy nooit tot bekering gekom het op grond van die evangelie van Christus nie. Hy het hom gesê, jong, jy moet jou bekeer, jy gaan hel toe. Uit vrees vir die hel, dat hy hom doop. Die vrees vir die hel is nie die evangelie van Jesus Christus nie. Die waarheid is, jy moet hoor, hoekom het Jesus gekom? Hy het al daaroor gepraat eendag, in die vorige gemeente waar ek was, en ek sal weer binnekort daaroor praat, maar dit vat 'n bietjie langer as my preek van vanoggend, om te kan verstaan, waarom Jesus moes kom. As jy dit kan weet en kan hoor, maak dit 'n verskil, dat jy kan verstaan. Ek het die opname gemaak, vir ons geheerstokkies klaar gemaak, en ek gaan hom vandag vir my kleinseun gee. Hy gaan hom hierdie week op die stokkies laai. Volgende week gaan ek vir elke lid van hierdie gemeente 'n stokkie gee. Dan vat jy daai stokkie. Jy gaan na jou, jy het 'n groot vriendekring, jy het 'n groot familie. En jy kry hulle nie by die Here uit nie. Vat vir hom die stokkie, sê, kom my kind, of my seun, of my dogter, of my oom, of my tannie, of my oupa, kom sit hier so, ek wil vir jou iets speel. Vat jou rekenaar saam, of as hy 'n televisie het, die stokkie kan indruk, vat hom saam. Sit, ek wil saam met jou sit. Dat hy net hoor, wat is die rede waarom Jesus gekom het. As mense dit kan verstaan, hoekom hulle Jesus aanneem as zaligmaker. As hulle kan verstaan, wat is die agtergrond in die geesteswêreld, wat was die rede geweest, dan kan hulle met 'n beter hart
en met hulle gesonde verstand 'n besluit neem wat goed en kosbaar vir hulle sal wees. Prys die Here. Halleluja. Het jy mooi gehoor wat ek gesê het vanmôre? Iemand kommentaar wil lewer. Mag my net nie gooi met die Bybel nie. Maar ek sê vir u dankie. Kom ons gaan net saam bid oor die woord van die Here. Hemelse Vader, na die beste van my vermoë, soos u my geleer het, u gesalf het met die Heilige Gees, het ek die woord afgekondig en aangekondig en oorgedra, so wat u het op my hart gelê het. Dat ons kan weet, dat is een deur na die koninkryk van God, na u koninkryk toe. En daardie deur is Jesus Christus. En Here, as jy vanmôre iemand in hierdie plek is, wat nog nie by daardie deur ingestap het nie, dat u deur u Gees vanmôre die werk mag doen van oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel. En as daar is, Here, wat gevul moet word met die Heilige Gees, bid ek u, dat u hulle sal antwoord wanneer hulle gaan bid. Waar hulle in alle erns hulle knieë gaan buig voor u, dat u hulle sal doop met die Heilige Gees en met vuur, want net u kan dit doen. En as dit nodig word, Here, as u my sou stuur, om die hande op te lê vir dit, dan sal ek dit doen, op grond van die leiding van die Heilige Gees. Ek roep die krag en die guns oor die hele gemeente uit, dat u daarin vereer mag word. En ek doen dit deur Jesus Christus, u Seun. Amen. Amen. Baie dankie. Is dit nie vanmôre